Vriende, baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het by ons erediens vandag. Ons gaan vandag voort met ons kwartaalreeks in ons uitreik kwartaal. Dis 'n reeks van Michael Frost met die titel The Habits of Highly Missional People. En ons is vandag by ons derde tema, ons leer van Jesus. En ons sluit daarmee ook aan by een van ons kernwaardes, en dit is ons bedien eie tyds. As gemeente wil ons in Kenridge in die gewone alledaagse lewe met mense, die gesindheid van Jesus uitlewe, met hulle in verhouding tree en Jesus vir hulle wys. En een van die plekke waar ons graag Jesus se ontferming oor mense wil vergestel, is by die Ruiterwag Senior Sentrum. Ruiterwag Senior Sentrum sien om na die welsyn van bejaardes in die Ruiterwag omgewing, en hulle versorg hierdie mense met groot waardigheid en uitnemendheid. Kom ons kyk vanoggend na die volgende insetsel om meer te wete te kom van presies wat die sentrum doen. Die Ruiterwag Senior Sentrum is 'n program van Badisa. Ons vier volgende week ons 32ste bestaanjaar. Ons hoofdoel is om die seniors te help om so lank as moontlik onafhanklik in die gemeenskap te kan bly leef. Op die oomblik het ons 234 lede wat van ons dienste gebruik maak. Ons dienste bestaan hoofsaaklik uit saalbyeenkomste waarheen die mense kom en waar ons dan ook aan hulle ete bedien. Nou tydens die inperkingstydperk kan ons nie 'n byeenkomste hou nie en lewer ons die 234 mense se etes by hulle huise af. Dienste wat ons lewer sluit in 'n voete- en bloeddrukkliniek. Ons het ons eie koor, ons doen haarversorging, ons het 'n kunsfluit en tekenklasse wat aangebied word. Ons bied vervoer aan vir ons lede na en van die sentrum en ook na en van hospitale en klinieke. Ons doen baie inligtingspraatjies wat van toepassing is op senior persone. Ons het ons eie biblioteek waar die mense kan boeke uitneem. Baie belangrik is die sportdae en die Golden Games waaraan hulle gereeld deelneem en wat hulle baie geniet. Ons hou gereeld bazaar en ander fondsinsamelingsgeleenthede om fondse vir die sentrum in te samel, wat natuurlik op die oomblik ook alles tot stilstand gekom het. Ons ontvang wel 'n subsidie van die staat, wat so 18% van ons begroting is. Ons lede geniet dit ook baie om op uitstappies te gaan, en die vermaak wat ons by die byeenkomste aanbied is altyd baie gewild. 'n belangrike diens wat ons lewer is die 5 Lucieshuise, waaraan ons op die oomblik 35 voorheen hawelose bejaardes huisves. Ons is dankbaar dat ons dit vir hulle alles kan doen, en ons wil dan ook van die geleentheid gebruik maak om die gemeente van Kenridge hartlik te bedank vir hulle jarelange se ondersteuning aan die sentrum, in die vorm van kontant, donasies, skenkings, brood, sop, aardappels, appels, en dan ook die kundigheid wat ons ook al uit die gemeente uit kon gebruik wat op ons beheerraad dien en gedien het. As julle met ons wil kontak maak, doen dit gerus. Ons hoor graag van julle. Baie dankie vir julle omgee. Indien jy graag betrokke wil raak by hierdie bediening, kontak gerus vir Melanie, en indien jy vandag ook 'n finansiële bydrae wil maak tot hierdie bediening, voeg gerus 20% by jou kollekte bydrae wat jy gewoonlik sou gee tydens die diens, want ons het besluit om 20% van die kollektes van ons eredienste in die uitreik kwartaal aan die fokusprojek van die dag oor te betaal. Word saam met my rustig, en dan begin ons deur saam te bid die woorde van Psalm 46. Die Here ons God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in 'n tyd van nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Wees stil en weet dat hy die Here is. Liewe vriende, ek groet jou in die naam van
die Vader en die Seun en die Heilige Gees, genade en vrede vir julle. Kom ons loof nou die Here as ons saam sing. Prys hy die hemele, die Heer, gee engele aan hom die eer. Prys son, prys man en prys hom ster. Die hemelwesens hoog en ver. Amen. 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 Heer ons prys U, Heer ons prys U. Kom prys die Heer met dankbaarheid. Prys hom in al sy majesteit. Die mens wat naby aan hom staan, hef hoog en halleluja aan. Amen. 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 Heer ons prys U, Heer ons prys U. Loof volke, heersers, regters saam. Loof jonges, oues, God se naam. Loof hom want in sy majesteit heers hy oor alles wyd en sy. Amen.
storms in my hart stilte maak. Waar kan ek skuil as my lewe te swaar raak? Waar kan ek skuil as my vlees oorneem en my gees bly lê? Sal U my ophelp, nuwe lewe gee as my vlees oorneem en my gees bly lê? Sal U my kom haal, my vrede gee? O Heer, ek smag na U, U vrede hier uitlei, na U. O Heer, ek smag na U, U liefde naby, na U. O Heer, na U alleen, na U alleen. Vir U kan ek vra om die storms in my hart stil te maak. By U kan ek skuil as my lewe te swaar raak. By U kan ek skuil as my vlees oorneem en my gees bly lê. Sal U my ophelp, nuwe lewe gee as my vlees oorneem en my gees bly lê. Sal U my kom haal, my vrede gee. O Heer, ek smag na U, U vrede hier uitlei, na U. O Heer, ek smag na U, U liefde naby, na U. O Heer, na U alleen, na U alleen, na U alleen, na U alleen. Wie sal ek vra om die storms in my hart stil te maak? Hallo maats, dit is vir my so lekker dat julle hier by my huis kan kom kuier, as ons dan nie kan saam wees nie, né? Ek wil gou by julle hoor, wie van julle is twee sissies? Ek het 'n sissie, ons is net ons twee sissies. En deur die tye het die mense altyd vir ons gesê, Jessie, maar julle lyk baie na mekaar. Julle kan amper 'n tweeling wees. Maar weet jy, op 'n ander manier is ons ook verskriklik verskillend. Hoe ons dink oor dinge en hoe ons optree, is ons baie verskillend. Is dit met julle ook so? Dis, né? Daar's 'n storie in die Bybel van twee sissies, wat ek graag vir julle wil vertel. Dit kry ons in Lukas 10, vanaf vers 38. Ek wil hê terwyl ek die storie vertel, moet jy 'n bietjie dink, wat hoor jy? Wat is verskillend met hierdie twee sissies? Nou, die storie gebeur so. Jesus en sy disippels was op 'n dag in Betanië. Daar was hulle heeldag besig met mense. Martha het gehoor dat Jesus en sy disippels in hulle dorpie is. Sy gaan toe na hulle toe en nooi hulle na hulle huis toe en sê, kom eet by ons en kom rus sommer daar by my huis. En dadelik het Jesus en sy disippels gesê, baie dankie, dis wonderlik ons kom, met graagte. By die huis aangekom het Martha haar sussie Maria voorgestel aan Jesus en sy disippels.
Martha het almal tuis laat voel en laat sit en dadelik begin om te werk en te werskaf. Sy het eers 'n kom water gaan haal en 'n lap en gesorg dat hulle lekker hulle voete was. En toe het sy gaan sap haal, dat almal ietsie drink en toe het sy begin kos maak. In al daai tyd het Maria vir haarself tuis gemaak so naby as moontlik aan Jesus, by sy voete, en sy het net daar bly sit, want sy wou niks van sy stories mis nie. Sy wou soveel as moontlik leer by Jesus, en daar het sy net bly sit. En Martha het besig gewees, en elke keer nog kos aangedra en by die borde afgedra, en op 'n stadium, terwyl sy nog so besig is, kom sy weer verby Maria, en sy sê vir Maria, maar hoekom help jy my nie? Kom help my. En die kombuis, daar so baie om te doen. Maar Maria het nie eers geluister daarna nie. Sy het net daar bly sit. Sy wou nie weggaan van Jesus af nie. Sy wou alles hoor wat hy moontlik gaan vertel. En dit het haar vir Martha natuurlik verskriklik kwaad gemaak. Hoekom help haar suster nie vir haar nie? Dis Jesus, ons moet die beste vir hom voorsit. En toe hulle almal lekker klaar geëet is, toe vra Martha vir Jesus, pla dit u nie dat my suster my nie eers help nie. Glad nie vir my help nie, ek moet alles self doen. En toe sê Jesus vir Martha, baie dankie vir jou gasvryheid, en dat jy so baie vir ons gedoen het. Dis wonderlik. Ek waardeer dit, en so dien jy my. Maar Maria dien my op 'n ander manier, deur te luister en te leer van my. Hoe kan ek met haar raas daaroor? Sien julle in die storie wat verskillend is van die twee sissies? Die een doen vir Jesus, en die ander een wil leer by Jesus. Maar weet jy wat? Ons kan nie daai twee goed apart sit nie. Ons kan nie net leer nie van Jesus nie. Ons moet ook doen vir Jesus. Nou wil ek hê jy moet gou 'n bietjie dink oor hierdie vraag. Miskien saamgesels by die huis. Hoe leer ons meer van Jesus? En dan, hoe doen ons meer vir Jesus? Wat is die goed wat ons kan doen wat meer vir Jesus? Nou? En dan, hoekom moet ons nie die een sonder die ander een doen nie? Hulle hoort saam, né? Nou toe, ek wil hê hierdie week, gaan kyk bietjie onderaan, het ek weer vir jou 'n stilte tyd gelaai. Jy kan dit alleen doen, of jy kan dit saam met jou gesin doen. En dan sien ek julle weer volgende week. Lekker bly, bye! Vriende, Jesus se besoek aan Martha en Maria in Betanië, waarvan ons nou in die kindertyd gehoor het, vind plaas teen die agtergrond van die einde van sy bediening van 3 jaar. In die laaste 6 maande van sy bediening het Jesus veral gefokus daarop om besondere aandag aan sy disippels te gee, om hulle te leer en hulle toe te rus. Hy het al sy aandag en sy energie op hulle gefokus. En hulle het letterlik in sy voetspore geloop, om gevolg oral waar hy gegaan het. En hy het nie vir hulle lesings aangebied nie, maar hulle in alledaagse situasies in die lewe aan situasies blootgestel, sodat hulle kon leer. Hy bied onder andere vir hulle in Lukas 9 in 'n veldskoolstyl 'n praktiese les oor geloof aan, as hy op 'n verlate plek aan die einde van 'n dag teen die skemer vir hulle opdrag gee om 'n skare van 5000 plus mense met 'n karige 5 brode en 2 visse kos te gee. Die disippels se klaskamers was stowwerige strate, stadspleine, koeltebome en huise in Israel. Kom ons gesels vanoggend 'n bietjie verder, of vandag, wanneer jy ook al luister, kom ons gesels 'n bietjie verder oor hierdie storie. Kom ons begin deur vir die Here te vra om ons stil te maak. Hemelse Vader, ons wil vandag kom stil word by u voete. Ons wil u aanroep in 'n tyd van groot onsekerheid. Die siekte wat hierdie hele wêreld van ons tot stilstand gebring het en wat ons almal se lewens bedreig, laat ons besef hoe broos ons is. Dankie dat u weet wat ons nodig het voordat ons bid.
Kom ontmoet ons net waar ons is, terwyl ons na hierdie diens luister. Ons pleit dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees dieselfde gedeelte as wat Susan hanteer het in die kindertyd, uit 'n ander vertaling nou. Lukas 10 vers 38 tot 41. Maria se prioriteite is reg. Toe Jesus en sy disippels hulle reis na Jerusalem toe voortsit, het hulle in 'n dorpie gekom waar 'n vrou, Martha, hulle in haar huis verwelkom het. Haar suster Maria het aan die voete van Jesus gesit en luister na wat hy hulle leer. Maar Martha was bekommerd oor die groot ete wat sy besig was om voor te berei. In die nuwe Afrikaanse vertaling staan daar, Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe na Jesus en sê, Here, lyk dit daarom nie vir u onregverdig dat my suster net hier sit, terwyl ek al die werk moet doen nie? Sê, sy moet my kom help. Maar die Here het geantwoord, Martha, Martha, jy kwel jou tog oor so baie dinge. Die nuwe Afrikaanse vertaling sê hier, jy's besorg en bekommerd. Daar is regtig net een ding wat nodig is om oor besorg te wees. Maria het dit ontdek. En ek gaan dit nie van haar af wegneem nie. Ons lees tot sover, mag die Here sy woord seën as ons dit oordink, terwyl ons by sy voete sit. Besig, besorg en bekommerd is woorde wat die meeste van ons se lewens, soos wat dit tans daar uitsien, dink ek, baie raak beskryf. Almal van ons, ma's met klein kindertjies, pa's met groot finansiële uitdagings in hulle werk, die hoofuitvoerende beampte van die groot besigheid, dokters, verpleegsters, onderwysers, ouers, kinders, groot en klein, jong volwassenes, almal is besig. Selfs bejaardes is besig. Het jy al gehoor hoe kla ouer mense dat die tyd so vinnig omgaan dat hulle gewoon nie tyd het vir alles nie. Hier voor die inperking bel ek 'n tannie wat ouer as 80 is en ek vra of ek by haar draai kan maak. Sy sê laat ek net gou in my dagboek gaan kyk. 'n Mens sou dink dat die buitengewone omstandighede waarin ons vandag met die inperking verkeer, sal veroorsaak dat ons minder besig sal wees. Maar weet julle, in meeste van die gevalle is presies die teendeel waar. Dit maak dat ons wel meer tyd by die huis is, omdat ons kantore huis toe geskuif het in meeste gevalle. Maar oral hoor ek by my vriende en ek hoor mense sê, ek werk nou langer ure ten spyte van die tyd wat ek spaar, deur nie in die verkeer vas te sit, deur nie op die pad te wees en te reis tussen stede en oorsee nie. Ons kantore en ons huise het nou so ineengestrengel geraak, dat ons baie moeilik afskakel. Dat ons moeilik aan die einde van die dag ons huiskantoor se deur toemaak en alles afsit en net rustig raak. Die navorsing sê vir ons, aanlyn vergaderings soos wat meeste van ons die grootste deel van die dag doen, is baie stresvol en dit maak ons daar baie vol. Ons rekenaars en ons selfone is gedurig aan en dit verbind ons voltyds met ons werk. En deur die media en die sosiale media stroom inligting in ons lewens in. En tensy ons die dissipline het om baie duidelike grense te stel, is ons in 2020 besiger as wat ons ooit was. Dit is meer gefragmenteerd, meer gepreoccupeerd, meer in beslag geneem as ooit tevore. En die gevaar is dat ek en jy soos Martha in hierdie verhaal nie per geleentheid nie, maar konstant besig is, besorg is en bekommerd is oor 'n klomp goed, intern in ons huise en ook ekstern.
Ons kan soos Martha besig wees met goeie dinge, met alles in die kombuis, dat ons die kuier met Jesus in die woonkamer misloop. Kom ons probeer verstaan wat hier gebeur het. Op hierdie stadium van Jesus se aardse bediening het sy bediening baie belangstelling gelok. Mense het in verwondering vir hom gevolg om sy lering te luister en na sy wonderwerke te kyk en dit te beleef. Dit het hom so vermoei dat hy doelbewus homself moes afsonder om stilte te soek, om tot rus te kom. En een van die gunsteling plekke waar hy tot rus gekom het, was in Betanië, by die huis van sy vriende Martha, Maria en hulle broer Lazarus. Ons lees dat hy 'n baie besondere band met hierdie mense gehad het. Martha was die oudste suster. Sy was 'n raakvatter in die huis. Sy was hierdie verantwoordelike ouer suster. En sy het Jesus in die oosterse styl van destyds met oorweldigende gasvryheid ontvang en bedien. En in hierdie kort verhaal word die twee susters in hulle optrede teenoor mekaar gestel. Peter Scazzero skryf in sy boek Emotionally Healthy Spirituality dat Martha en Maria twee benaderings tot die Christelike lewe verteenwoordig. Die een is 'n doener en die ander een is 'n denker. Beide van hulle is baie lief vir die Here en in terme van hulle tyd en hulle gasvryheid gee hulle om vir hom en gee hulle self vir hom. Scazzero skryf, Martha is actively serving Jesus, but she's missing Jesus. Her duties have become disconnected from her love for Jesus. Wat Martha doen sy met baie oorgawe en uitnemendheid, maar haar suster se optrede maak dit vir haar baie moeilik. Dit steel al haar vrede, dit steel al haar vreugde. Terwyl sy so besonder besig is, sit haar suster en roer nie 'n vinger om haar te help nie. En later kan sy dit nie meer uithou nie. Sy wend haar ontstoke tot Jesus en sy sê vir hom, en sy sê hom eintlik voor, Here, hinder dit u nie, dat my suster my alleen laat bedien nie, dat ek alleen in die kombuis moet werk nie. Sê vir haar, sy moet haar lig en my kom help. Aan die een kant het 'n mens baie begrip vir Martha. Ons kry dit vandag mos in ons eie huishoudings ook, veral hier in die Grendeltyd. Kinders wat mekaar dophou, en as hulle enigstens voel dat hulle meer as 'n broer of 'n suster doen, dan sal hulle die sogenaamde lui ene by die ouers kom aankla. Mamma, hoekom moet ek alweer die skottelgoedwasser uitpak? Boetie sit net en doen niks in hierdie huis nie. Jesus doen nie wat Martha vir hom vra nie. Hy raas nie met haar suster nie. Inteendeel, hy praat mooi met haar. Martha, Martha. En hier, soos elders in die Nuwe Testament, is die dubbele aanspreekvorm nie 'n verwyt of 'n bestraffing nie, maar dit is 'n aanduiding van baie diep deernis. Soos in Handelinge 9, toe die Here met Saul gepraat het, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Die dubbele aanspreekvorm kommunikeer deernis. Hy verwyd nie hier vir Maria nie. As leermeester en vriend, wys hy haar eerlik, dog liefdevol op haar verkeerde prioriteite en gesindheid. Martha, jy doen uitstekend, maar jy mis in die proses so baie. Kom sit saam met ons. Dis die belangrikste. Die Nederlandse teoloog Henry Nouwen skryf dat ons baie vreugde in ons lewe misloop, omdat ons waarde koppel aan dit wat ons doen en nie aan dit wie ons is nie. Hy skryf 'n baie bekende ding wat ons almal vandag ken. We are human beings, not human doings.
Maar ons is geprogrammeer om te doen. En ons voel so maklik waardeloos as ons nie produktief besig is. Sit is vir ons nie produktief nie. Dis een van die onderliggende redes hoekom die gedwonge sit by die huis, die inperking in ons huise vir die afgelope maande vir ons so ongelooflik stresvol is. En ons het daarbey nie 'n keuse nie. Ons moet dit doen en dis vir ons gewoon nie lekker nie. Vriende, hierdie eenvoudige verhaal konfronteer ons met ons prioriteite. In 'n doing omgewing moet ons weer die waarde van being ontdek. Ons moet die waarde van stilte, afsondering en nadenke opnuut ontdek. Ons moet soos Maria spreekwoordelik by Jesus se voete sit. 'n Rabbi se volgelinge, sy disippels, het destyds letterlik op die grond by die voete van hulle leermeester gesit. Hulle het na hom geluister en dan het hulle hom gevolg. Hulle was so naby aan hom dat die stof op die stofpaaie wat gedwarrel het van sy voetstappe op hulle geval het. Maar Maria se sit by Jesus se voete was des te meer merkwaardig omdat dit 'n posisie was wat op daardie tydstip slegs vir mans beskore was. So in daardie opsig was dit ook baie dapper van haar om dit te doen. Hierdie sitplek by die leermeester se voete was die toerustingsplek vir disippels. Daar is hulle gemotiveer om nadat hulle geleer is op te staan en te doen soos die rabbi. Sit en doen is noodwendig twee kante van dieselfde muntstuk. Want Jesus self het sy disippels aan sy voete geleer. Julle moet nie net hoorders van die woord wees nie, maar julle moet ook daders wees. En in die Jakobusbrief lees ons later in die Bybel word dit baie duidelik uitgespel. Geloof wat nie oorgaan in dade nie. Geloof sonder die werke is dood. Die een kan nie sonder die ander nie. En daarom, vriende, moet ek en jy spreekwoordelik in die sitkamer en in die kombuis van ons lewens saam met Jesus leef. Op die ou end is ons lewe nie kompartemente nie. Dit is nie twee aparte plekke nie, maar is 'n geïntegreerde saamleef. Ons moet luister en saam met Jesus leef elke dag. Ons huise moet soos 'n oop plan, ons lewens moet soos 'n oop plan vertrek wees, waar daar eintlik nie kompartemente is. Moeder Teresa van Calcutta het van haar medewerkers wat saam met haar gewerk het in die strate by die sterwendes. Sy het van hulle vereis dat hulle daagliks 3 tydglewe van 1 uur elk aan gebed moes afstaan. En dit sou hulle in staat stel om hulle versorging van die armes en die sterwendes vol te hou. Die bekende Sint Francis van Assisi het 'n lewe van voltydse afsondering in 'n klooster verruil vir 'n lewe van diens op straat. Maar hy het met gereelde dissipline, met tussenposes vir dae en soms vir weke na sy afsondering toe teruggekeer, om net in God se teenwoordigheid te wees, sonder om enige iets te doen, sodat hy nuwe krag kan kry. Ek dink dat die Here nie van ons almal verwag om vir lang tye in kloosters te onttrek nie. Ons temperamente verskil en dis reg so. Party mense is in hulle wese Martas, doeners, drywers, go-getters. En sonder Martas sou daar in die kerk en in die wêreld baie min gebeur het. Maar sonder Marias is die kerk hoogstens 'n liefdadigheidsorganisasie wat dinge doen en projekte aanpak, totdat die geld opraak en die vrywilligers spoed verloor en nie meer opdaag nie. Martas het Marias nodig en Marias het Martas nodig.
As ons hierdie teks op sigwaarde letterlik opneem, dan sou dit beteken dat 'n ideale kerk net Bybelstudie en gebedsgroepe moet hê, eredienste moet hou, bidure moet hou en stil retreats moet aanbied. Ek dink ons is nader aan die waarheid as ons sê dat Martas nie sonder Maria gewoond is in hulle navolging van Jesus kan groei nie. Ek en jy weet, Maria momente kom by die meeste van ons nie spontaan nie. Die natuurlike mens is hiperaktief en kan nie stil sit by Jesus se voete sonder om skuldig te voel oor die werk wat stil staan terwyl ons sit. En dis hoekom ons praat van geestelike dissiplines. As ons onsself disippels van Jesus ag, het ons geestelike dissiplines. Disipel, dissipline. Ons moet dit 'n gewoonte maak om tyd te dagboek, 'n wekker te stel, om tyd te allokeer, spesifiek uit te boek, want ons vyand laat nie tyd rond lê nie. As ons tyd vir die Here wil afsonder, dan moet ek dit elders van iets anders wat ek doen, wegvat. Ek moet 'n tyd nuut allokeer. Ons moet in die dissipline van stil word, met God se woord luister. Weet jy, ons moet deur die ongemak van stilte beur, totdat ons die vreugde van net wees, net being ontdek, om dit te begin geniet, om daaraan gewoon te raak, en later verslaaf te raak. Maar aan die ander kant, Maria's moet ook Martha gewoontes aanleer. En van almal vra dit van ons, dat ons uit ons gemaksone sal beweeg, buite die grense van jou natuurlike temperament, dat ons buite daai grense sal moet beweeg, buite ons gemaksones om te groei. Maak nie saak met wie jy identifiseer vandag nie. Maak nie saak wat jou naam is nie. Jy het albei nodig, Martha en Maria. Dalk moet jy selfs in hierdie buitengewone tyd met verantwoordelikheid binne die grense van protokolle begin doen, opdaag in die kombuis. 'n Bussie bestuur, 'n broodjie maak, 'n kospakkie opmaak, aflewer, 'n masker maak, 'n oproep maak na iemand wat swaar kry en eensaam is en moedeloos is, want hulle is baie vandag. Dalk 'n WhatsApp groep vir gebed stig en dit administreer. Dalk 'n videoklip maak om mense te bemoedig. Dalk 'n finansiële bydrae maak, by jou rekenaar gaan sit of jou toepassing op jou selfoon oopmaak en 'n besluit neem, ek gaan bydra. Is interessant dat Jesus maande later weer in die huis van Martha en Maria en Lazarus is. Ons lees daarvan in Johannes 12 vers 3. Martha het by hierdie geleentheid weer 'n ete bedien. Maar hierdie keer het Maria ook gedoen. Sy was weliswaar weer by Jesus se voete, waar sy verkieslik was. Maar hierdie keer investeer sy 'n aansienlike bedrag van haar geld in 'n baie duur aromatiese olie, en sy staan op en sy salf Jesus se voete met die oog op sy begrafnis. By hierdie maaltyd lees ons nie van 'n reaksie van Martha se kant af nie. Miskien het sy intussen geleer dat sy en haar suster gelyk in waarde by Jesus is, en dat hy beide van hulle liefhet vir wie hulle is en hoe hulle werk. Miskien is dit iets wat ons ook in hierdie gedwonge tyd van inperking moet leer, vriende, hoe om 'n Maria te wees in 'n wêreld wat vol Marthas is. Want ons is almal bedrywig, ons is almal besig, ons is almal besorg en bekommerd op verskillende tye en op verskillende maniere. Vriende, in hierdie ongewone tyd waarin ons lewe, word ons gedwing om dinge anders te doen. En dit is nie altyd lekker nie. Miskien is dit juis nou 'n goeie tyd om die dissipline van stil word en nadenke en luister in te oefen. Dalk val die term sit by Jesus se voete nie lekker by ons nie.
Want ons word die afgelope maande al ingeperk, gedwing om by die huis te sit, letterlik en figuurlik. Wees kreatief in jou stil word. As jy spesifieke tye afbaken en afsprake vir stilte en nadenke maak. Wees kreatief terwyl jy stap dalk in hierdie mooi omgewing waar ons woon, terwyl jy luister na die stilte. Of luister op jou oorfone na die Bybel of 'n boodskap uit die Bybel uit. Of sit in jou tuin en kyk na die voëls en hoor dat die Here ook vir jou sorg, soos wat hy vir hulle sorg. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons liefhet net soos wat ons is. U ken ons vrese, U ken ons bekommernisse, U ken ons klein geloof, partykeer ongeloof. Vergewe ons sonde en help ons om op te hou om onsself heeltyd met ander te vergelyk. Help ons om U stem te hoor te midde van die stormwinde wat ons tuister. Partykeer sommer net in ons koppe. Leer ons wat dit beteken om by U voete te sit. Ons bid, Here, saam vir die leiers van ons land, wat in komplekse tye besluite moet neem. Wil U gee dat hulle die regte besluite sal neem. Ons bid vir mense wat siek is aan die virus, wat in isolasie is, wat angstig en bekommerd is in kwarantyne, mense wat aan angs en depressie ly, mense wat kanker en ander siektes onderlede het. Dankie vir ons goeie hospitale. Dankie vir dokters en verpleegpersoneel, vir diegene wat daar in kombuise werk en wat die wasgoed was en wat die administrasie doen. Ons bid vir werklose mense wat gebrek ly, vir mense wat in hulle huwelike en hulle verhoudings nou swaar kry. Ons bid vir ouers en kinders met al die onsekerheid oor die skole. Ons bid vir onderwysers, ons bid vir studente, ons bid vir jong volwassenes. Ons bid vir bejaardes en elkeen wat op verskillende maniere nou swaar kry. Ons bid vir die personeel van Ruiterwag vandag en elkeen wat deur hulle bedien word. Seën hulle, Here, en gee hulle alles wat hulle nodig het. Ons vra dit met vrymoedigheid in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ons kry nou die geleentheid om die Here met ons offergawes te dien. Dis ook 'n manier van doen waarmee ons ook ander mense en die kerk in al sy werksaamhede in staat stel om uit te reik en te doen. Ons doen dit via SnapScan en EFT soos wat ons gewoond is. En ons herinner aan die boonbehalwe offer vir Ruiterwag, dat as die Here dit op jou hart lê nou, dat jy gerus 20% by jou kollekte kan sit, sodat ons dit aan hulle kan oorbetaal. Ek wil jou aanmoedig om weer te luister na die gesprekke met Skalk van Heerden van so 'n paar weke gelede, wat op ons Facebook bladsy verskyn. Dit daag 'n mens nogal uit om nie te dink oor jou rol as 'n Christen in Suid-Afrika. Kyk gerus ook op ons webblad onder die bediening van onder bedieninge na die gebedsbladsy en meld jou gebedsbehoefte aan of meld iemand aan van wie se behoeftes jy bewus is. En as die Here jou roep om by die gebedsbediening betrokke te raak, dui dit ook so aan op daardie vormpie of skakel direk met my. Laastens, ons is besig met hulpverlening op verskeie fronte. Skakel gerus met Melanie as jy op 'n manier wil betrokke raak. En nou gaan ons aan met ons lewe. Mag die Here jou seën as jy doen en as jy stil word by die Here se voete. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met julle elkeen. Amen.